Seun van God, doen dit nog 'n keer. O, Jesus, doen dit weer. O, Jesus, doen dit weer. Ja, hierdie geslag moet Ons groet u elkeen in die wonderlike naam van ons Here Jesus Christus en baie dankie dat u saam met ons kuier, saam met my Andries Besuidnout, waar ons mekaar stig en bemoedig met God se woord, wat God vir ons gedoen het, wat hy reeds doen en nog gaan doen. En ek wil vir u vra, bly bidend, soos ons duidelik die boodskap kry. Die Here praat so duidelik met ons deur die Heilige Gees, dat ons moet bidend bly, meer as ooit van tevore. En vanmôre is dit vir my weer so groot voorreg, om 'n medeboetie in die Here saam met my te hê, om vir u te kan vertel wat die Here op sy pad gedoen, wat hy met die Here stap, en wat ook die Here besig is, wat hy met hom gaan doen, en dat die Here ook vir hom hulp gegee het. So Daan, ek wil vir jou sê, baie dankie, vir jou tyd wat jy afgestaan het, dat jy met ons kom deel wat God vir jou gedoen het. Jy kan die kykers daar groet, en sê vir hulle, wie's Daan, waar kom hy vandaan? Dankie Andries, ja baie dankie kykers, ek groet julle in die naam van ons Here Jesus Christus en ons Hemelse Vader. Dis vir my 'n voorreg om hier te wees vandag, en ek is met groot opgewondenheid hier so in my hart, oor Vader se hart. Dit is wonderlik om te weet dat in Vader se hart was ons lankal gewees. Amen. En hy droom oor ons. So wat ons drome het vir ons kinders, so het hy drome vir ons. Amen. En hy het oor Adam en Eva gedroom om met hulle tyd te spandeer. En hy het vir hulle 'n mooi speelplek gemaak, die paradys. Daar was voorsiening, daar was kos en niks te kort nie. En dit is Vader se droom vir ons ook, is om tyd met ons te hê elke dag. Daan, ek wil vir jou so vra, jy het 'n groot getuienis deur te sê, waar die Here jou deurgedra het, jou oorlede vrou, jou eerste vrou, is oorlede aan breinkanker. Ja. Jy vir ons so 'n bietjie meer vertel hoe die Here die pad met jou daar gestap, hoe die Here julle gedra daar. Kan jy vir ons 'n bietjie vertel? Ja, dit was, ek kan sê, het regtig 'n wonderlike huwelik gehad. Ons het, die Here het ons bymekaar gebring na 35 jaar. Ek was, die eerste vrou wat ek was ek geskei na 20 jaar. En ek het nie weer gedink om te trou nie. Maar die Here het haar op my pad gebring met 'n baie groot wonderwerk. En ons het vir 15 jaar 'n avontuur huwelik gehad. Ons het ons challenges ook gehad, want ja, sy het maar emosionele skade oorgehou van haar kinderdae, en ek sal graag wil meer sien dat ons gees, siel en liggaam gesond moet word. Het sy deur berading, het sy deur mekaar te help. Ek is ook 'n groot getuienis van hoe die liggaam van die Here 'n ou kan gesond maak. So ja, sy het vir die laaste 2 jaar, tot 2 jaar het sy breinkanker, eers baarmoederkanker gehad, en toe is dit nou uitgesort, en toe kry sy breinkanker. En dit was my 'n pad van commitment, daai belofte wat ek afgelê het voor die kansel, toe ek met haar trou, het ek gehou in die kankerpad. Het is nie 'n maklike pad gewees nie, maar die Here was met ons. En op die einde van die pad, nader na die einde toe, het ek met Vader 'n gesprek gehad. En ek het vir hom gesê, as dit sy perfekte wil is om haar te kom haal, dan sal ek dit aanvaar. Want ek wil graag God se perfekte wil in my lewe nastreef.
Daar's 'n skrif wat sê dat God het 'n toelaatbare wil. Dan het hy 'n goeie wil. Dan het hy 'n perfekte wil. So baie keer in die lewe in situasies sit 'n ou met 'n vraag of met 'n versoek en die Here kan vir jou op grond van jou dringendheid en jou verwagting wat jy van die Here wil vra. Is jy bereid vir sy aanvaarbare wil of sal jy bietjie langer wag vir sy goeie wil of sal jy voluit gaan en wag vir sy perfekte wil? Dit het ek in my lewe ervaar. Toe is my vrou 2 weke voor sy weg is. Toe besef ek maar, ek weet die Here kan 'n wonderwerk doen. Ons by God is niks onmoontlik nie, hy kan haar genees van kanker. Maar toe besef ek dat as dit nie God se wil is nie, en hy kom haal haar, dan moet ek begin voorbereidings tref. En toe het ek begin voorbereidings tref om gereed te wees vir al 2 opsies. En sy is toe weg op die 3 Februarie. En ek het gerusheid in my hart gehad, want ek het die Here vertrou vir sy beste. Dan, ek glo, ek kan nie, weet, is maklik om baie keer te praat en sê, yes, ek weet waar jy gaan, totdat jy daai selfe pad gestap het. Dan kan jy werklik saam met iemand praat en dieselfde, dit verstaan waar daai persoon is. Ja. Maar na die tyd het die Here jou al die pad deurgedra en die Here het jou weer 'n pragtige vrou gegee, jou weer, dis is net weer 'n kans wat God vir jou gee. Jy weet, vir die hulp, want hy sê, toe hy gesien het, die mens het 'n hulp gekort, en dit is wat hy gemaak het. En dit is om my altyd so belangrik, dat ons as manne, ons vroue werklik moet respekteer, hulle mooi moet behandel. En ek het al 'n paar keer dit gesê, en dit is, ek wil dit nou weer sê vir die manne daar buite, waardeer jou vrou, want die dag as sy nie meer daar is nie, dan is dit te laat. Dit is so belangrik. Nou, hoe lang was sy bedlêend? As ek is so 4 of 6 maande. 4 maande. 4 maande. Ja. Wat sy permanent bedlêend was. Ja. By die huis? Eers in die hospitaal, maar toe by die huis. Dit is maar huis toe gevat, alles moes reg wees by die huis, die hospitaalbed, die suurstof, daar was 24 uur nursing care ook gewees, waaroor ons baie dankbaar was. Dan, en deur hierdie tyd, as ek jou nou mag persoonlik vra, het jy gevoel dat jou geloof het miskien 'n bietjie verswak of het net sterker geword in hierdie tyd? Weet jy, ek het 'n baie nou pad met die Here gestap en stap nog steeds. Ek het 'n dissipline toegepas waar ek 'n uur per dag gevat het en myself gaan afsonder het en toegesluit het waar niks my kan pla nie. En ek het net by Vader se voete gaan sit. Jy weet, soos wat Adam en Eva aan die einde van die dag het hulle gaan tyd spandeer met Vader. Ek dink ons mis baie uit om nie tyd te maak vir hom nie. Ons is so besig in hierdie lewe dat ons mis die beste ding in die dag is om met die skepper van die heelal 'n afspraak te hê. Hy wag elke dag vir ons vir daai afspraak. Maar ons daag nie op nie. Hoe hartseer is dit? Ja. Jy weet, ons as mens, as iemand met jou 'n afspraak gemaak het, en hy kom dit nie na nie, die eerste keer, dan sê jy, nee, dis alright, is okay. Tweede keer, as die persoon weer nie afspraak maak nie, en hier by die derde keer, dan gaan jy nie eens meer die persoon glo nie. Nou, hoe moet God voel, hoeveel keer, soos jy nou net sê, het hy met ons afspraak, en ons kom dit nie na nie. Elke dag. Hoeveel keer stel die mens om te leer? Dit is awesome hoor, jy maak het my so oop vanmôre, deur dit vir my so te stel. Dan, nou gaan ons oorbeweeg na iets anders toe, wat sê, die Here het op die stadium van jou lewe, jou en jou vroukie se lewe, 'n projek, 'n plan, en ek glo dis deur die Heilige Gees, op julle harte geplaas. Ek meen dit verskil van man en vrou 'n bietjie, maar
Ek wil hê jy moet vir ons bietjie meer vertel van dit. Ja, kan ek net vinnig iets sê oor my vrou wat die Here my gestuur het. Na die 3 Februarie hierdie jaar is sy toe weg hemel toe. En toe is ek nie weet wat om te doen nie en ek moet 'n nuwe inkomstebron kry en toe stuur die Here vir my 'n vrou. Ek wil amper vir jou sê uit die hemel uit. Wow. Ek het nie gesoek vir 'n vrou nie. Ek het nie gedink aan trou nie. Maar hier kom die Here en hy slaan my asem weg met 'n vrou wat hy al lank voorberei het vir 'n tyd soos hierdie. En julle sal haar nou hoor praat. Dan sal julle weet, julle sal sien waarvan praat ek. Ek kon nie so 'n vrou los droom of dink nie. Dis daai skrif wat sê God is in staat om vir jou te gee ver bo wat jy kan dink Amen. of vra. Dit het met my gebeur. En in hierdie huwelik besef ek die enormiteit van die geskenk wat ons vir mekaar is in die huwelik. Dit gaan my verstand te bowe. En ons het gister, dis 'n boekie wat ons gelees het, dit is deurwerk. En dit gaan oor die brief wat Jesus vir die kerke geskryf het in Openbaring. Nou die heel eerste brief was in die kerk van Efese. Ja. En waaroor het dit gegaan? Hulle het alles gedoen, hulle het baie goed gedoen en reg gedoen en alles. Maar daar was een saak wat gekort het. En dit was die eerste liefde. Eerste liefde vir God. En as ons God se goedheid regtig verstaan, sal ons nie anders kan as om hom lief te hê nie. Amen. En ek het vir Marita, my vrou wat die Here vir my gestuur het ek vir haar gesê, kom ons beloof vandag vir mekaar iets. Ons gaan nie hard praat met mekaar. Die belangrikheid van woorde is enorm. So nou die dag praat ons ook oor die woorde en ons help mekaar reg oor verkeerde woorde, soos dit is doodreg, jy weet, en ek is nou mal daaroor. Dis verkeerde woorde. Toe sê ek vir okay, kom ons maak nou so. Dis 'n baie belangrike saak hierdie. Kom ons vas vir 3 dae om niks te sê nie. Sy sê vir my nie daai een sal sy nou glad nie kan reg. Ja nee, kyk, dit is, maar dit is so waar soos jy sê nee, dit daar's tot spreekwoorde. Ja. Wat so verkeerd is, wat eintlik 'n vloek oor 'n kind uitspreek. Jy weet, baie pa sê, ag, kom hier so my klein monster, jy weet, of ja, jy's 'n regte klein krimineel. Jy weet, ek verstaan baie keer die persone bedoel dit grappender gewys of iets, maar dit is 'n vloek wat jy spreek. Weet, en dit is die gevaar. Woorde maak ek glo verbal abuse. En dit is 'n feit, soos daar kan nie daarmee, ons kan dit nie wegpraat nie, dat verbal abuse is baie erger baie keer as fisiese abuse, jy weet. Dit maak seer, dit gaan tot binne in die hart, dit gaan tot binne in die siel. En dit is presies wat jy nou gesê het, dat ons moet leer as ons bid, dat ons die bloed van Jesus pleit oor siel, gees en liggaam. Want dit is so belangrik. Die een is nie belangriker as die ander nie. Dis dieselfde. Nie een van ons is belangriker as die ander as koningskinders nie. Weet, en dit is woorde wat ons baie mooi moet dink wat ons sê. Ja, God het nog nie ophou skep nie. Nee. En ons is na sy beeld geskape en ons skep met ons woorde. Daai resep het nog nie verander. Adam het vir die diere name gegee. En God het vir hom gesê, Adam, hier's die aarde, heers.
En daai opdrag het nog nie verander nie. Nee, dis stem. Hy het dit 100%. oorgegee aan die vyand, die heerskappy, maar toe Jesus het kom terugvat. En Amen. vir ons gegee. Ja. Vir ons gesê, ek gee vir julle die autoriteit en die mag oor al die krag van die vyand. Yes. Maar behalwe wat hier uitkom, gee vir die engele van die lig of die engele van die duisternis, gee trapplek. O, verseker. Die woord sê, verseker. gee aan die duiwel geen plek nie. Wow. So, ons het nou eendag oor die woordjie doodreg gepraat en toe sê ek vir Marita, nee, maar okay, ons kan nou maar die woordjie gebruik. Maar die betekenis van die woord is dan, ek is dood en dis reg. Jy weet nie, ons leef nie meer nie, maar Christus leef. Amen, amen. Nee, dis beautiful. Dan, vertel ons nou 'n bietjie van dit wat die Here op jou hart gelê het, wat die Here graag wil hê jy moet doen vorentoe. Ja, die projeksnaam is Grow to Glory en dit het twee betekenisse. Ja, die eerste ene is Grow to Glory in 2 Korintiërs 3 vers 18 praat die woord van ons sal lewe van heerlikheid tot heerlikheid, from glory to glory. Soos wat ons hom beskou, soos wat ons Jesus beskou en Vader beskou, word ons verander om in 'n diepere dimensie van sy teenwoordigheid in te kom en te leef vanaf 'n plek van oorwinning. Jesus sê ons sal saam met hom sit in hemelse plekke. As ons in aanbidding gaan en 'n lewe van aanbidding lei, dan lewe ons vanuit 'n plek van oorwinning in hierdie lewe. En ja, ek het 'n passie vir gesinne, vir communities en vir film maak en groentetuine. Nou die Grow to Glory is dan nou maar die konsep van om 'n gesin te help om 'n entrepreneurskapsprojek op die been te bring binne in 'n gesin of binne in 'n kerkgemeenskap of 'n groep van jou en jou vriende en dan 'n filmpie te maak daarvan, maar die idee is om dan nou maar die resep wat God gehad het en nog steeds het, is hy sê die woord, solank soos wat die aarde gaan bestaan, gaan daar saai en maai wees. Oh yes. So dis 'n beginsel wat 'n ou kan regdeur trek. Wat jy saai, gaan jy maai. Jy kan dit in 'n vorm van 'n tomatiesaadjie vat, jy plant hom, jy versorg hom, jy gee hom water, hy kry son, kry partykeer baie son, en dan ontkiem hy en hy groei en hy dra vrug. Net so in ons lewens ook, dit wat ons saai, en baie van die saad kom hier uit, dit gaan ons maai. En ja, my hart is om gemeenskappe te help, net bietjie die praktiese uitleef daarvan is om te saad te saai en dit te laat groei en vrugte te pluk en van die vrug te eet, maar ook van die vrug in 'n entrepreneurskapsprojek te verkoop aan jou buurman of by die skool se mark of waar ook al. En dit maak my opgewonde oor ons vat iets wat God vir Adam en Eva gegee het in die begin en ons herleef daai proses. 'n ander vriend van my les het nou eendag gesê, sy vrou het hoenders wat hulle nou eiers lê en dan sê 'n incubator wat eiers uitbroei. En hy sê wat vir hom amazing is, voor hy kyk nog uit dat dop uitkom, nou hoor hy sy geluid en dan pak hy die dop en kom hy uit. En dan verander hy in 'n week of 2 se tyd, verander hy in hierdie geel bolletjie lewende wese. En net om dit aanskou is, het hy gesê, dit is vir hom 'n groot wonderwerk. En net so God se skepping, die blomme, die plante, die diere, is 'n wonderwerk wat 'n mens kan nie dit maak nie. So ja, my hart is om gesinne te help, communities te help, gemeenskappe, dat ons net 'n beter verstand te houding het van God se skepping en hoe hy skep. Ja, dit is maar op my hart. Ek gaan jy nou iets vertel, ek weet nie of jy daarvan weet nie, maar dit maak nou net my dit wakker, en ek het dit al met baie mense gedeel in die verlede. As jy kyk
na hoendereier, presies wat jy nou genoem het, en uit wat uit kom die kuiken? Uit die geel of uit die wit? Ek dink die geel. Nee, uit die wit. En nou moet jy mooi luister, dit is al so, presies soos jy sê, God het die natuur vir ons gegee om te leer. Ja. Nou, die kuiken word gebore uit die wit uit, maar daai geel, noem hulle die jouk, né? Ja. Dit laat 'n kuiken vir sy eerste 3 dae, kan 'n kuiken op sy eie lewe, sonder kos, sonder water, net uit daai jouk uit. Maar wat sê dit vir ons? Hoeveel dae was Jesus in die graf? Verstaan? Als wat die natuur vir ons gee, gaan kyk na hoeveel siklusse van insekte, diere, alles kom terug na God se woord toe. Weet, en daai is my so 'n kuiken, en dit is weer ook die 3. Dink ek nou nog vir jou gesê, paaseier is ook 3, maar 'n eier ook, uit die dop, ja, uit 'n vliesiekie, maar uit die dop, uit die wit en uit die geel. God 3 in 1. Sure. Jy weet, God die Vader, Jesus Christus, die Seun en die Heilige Gees. Ja. So die Here gee vir ons al hierdie goed, dat ons kan besef, hoorie, ons dien die enigste, die grootste, lewendige God wat daar is. Sure. Weet, en dit is hoekom dit so belangrik is, dat as jy hierdie, weet, die mense sê daar's nie werk nie, maar die Here gee vir ons hierdie goed, dit is beskikbaar. Ja. Jy kan regtig, kan jy vir jou, met dit wat jy sê, 'n tuintjie aanlê, en jy kan iets maak daaruit. Ja. Ek weet, Jesus man, ek praat van seker 8 jaar terug, in 'n koerant het hulle 'n opname gedoen van 'n persoon wat net tomaties en aardappels langs die pad verkoop. Ja. En ek praat van, man, sê, ons sê miskien 10 jaar terug. Ja, 10 jaar terug. En daai tyd het die mense R2000 'n maand, min of meer gemaak. Jy weet, so die Here gee dit vir ons. Ons moet dit net vat. Ons moet net gehoorsaam wees en daai stap neem om werklik te doen. So verduidelik vir ons 'n bietjie verder. Ja, ek kom terug na die gemeenskap toe. En die stelsel waarin ons groot word in hierdie wêreld. Dit brainwash ons. My eerste week op skool is ek op 'n atletiekbaan geplaas, saam met, sê nou maar 10 ander kinders, en nou moet jy hardloop. Vir wat hardloop jy? Jy hardloop vir drie plekke. Of eerste, of tweede, of derde. Nou wat word van die res van die ouens? Hulle het dit nie gemaak nie, daar's te min plek. Dit is die konsep waar ons mee ingeprent word van daai ouderdom af. En dis 'n leuen. Daar is genoeg vir almal. Ja. En kos ook, as jy 'n mieliepit plant, kry jy amper 1000 pitte terug, van 1 pit af. Dis God se resep. In God se koninkryk is daar meer as genoeg. En ek wil amper vir jou sê, 'n gemeenskap, die gemeenskap van die gelowiges, byvoorbeeld, as ons net wil saamwerk, is daar oorvloed, daar sal oorgenoeg wees vir almal. En ons moet van daai ingesteldheid van alleen wees, en jy moet dit alleen maak, en as jy dit nie maak nie, dan word jy gediskwalifiseer. Ons is gemaak om mekaar te help. Amen. As jy vat jou liggaam, jy weet, ek is miskien 'n duim, hier is die duim, maar die duim kan nie eers hierdie glas alleen optel nie. Hy kan nie. Hy kan nie. Hy het 4 ander vingers nodig om grip te kry in die lewe. En dis God se ontwerp, dis die basiese ontwerp van God. En as die duim seer kry, en hy skei hom af, hy sê nee, ek wil vir niemand sê wat nou gebeur het nie, ek in my klein hoekie, dis waar ek nou wil bly. Dan is dit presies wat die vyand wil hê, en jy gaan daar lê en vrot, en die hyenas gaan jou eet. Maar as jy ingeplak bly in die liggaam, en as ons saamwerk, jy weet, projekte aanpak saam, is amper maar, jy weet, 'n kerkbazaar is vir my 'n voorbeeld daarvan. Almal werk saam, en almal help die koeksisters bak, en elkeen gee ietsie. En dan kom daar 'n inkomste vir die hele gemeente. Amen. Ek is so lief vir 'n kerkbazaar oor dit. Jy weet. Maar ja,
die helende krag van die liggaam van Jesus is net amazing. Die voedsel wat ons dan nou produseer, of wat die gesin produseer, kan krye ook insluit, weet, soos mint en knoffel en wat ook 'n fisiese gesondheid bevorder vir ons liggame. En dit is deel van die Grow to Glory projek wat ons mee besig is. Hy het ook 3 bene. Die eerste been bo is evangelisasie. Ons kan dit as 'n evangelisasie gereedskapstuk gebruik vir die gemeenskap. En om mense te bereik wat sê nou maar aan die kerk seer gekry het of wat nie wil deel word van 'n kerk. Jy kan 'n ou groentetuin gebruik om te sê, maar kom ek gee vir jou, as daar genoeg tomaties is, kom ek gee vir jou tomaties en kom ek help jou om 'n tuintjie in jou erf aan die gang te kry. En nou maak 'n speelietjie daarvan, jy weet, as gesinne wat mekaar help. Ja, dis belangrik dan. Ons tyd het opgeraak. Ons sal vir die kykers gaan ons jou boeke afneem en tydens die program dit nou as hy gaan uitsaai, gaan ons dit dan nou wys. Jy het so lekker saam met my gesels en jy kan nie glo so maklik so gaan die tyd gou gaan verby nie, nê. Dis vir my werklik 'n inspirasie, presies hoe jy sê die liggaam van Jesus werk. Hoe ons verskil. Ja, Weet, en dit is presies hoekom jy nie die onderlinge byeenkomste volgens God se woord moet mis nie. Ja. Baie mense sê, ek gaan nie meer kerk toe nie, want die kerk het my seer gemaak. Dis nie die kerk nie. Dit is 'n individu. En as ons, dit sê vir my, as 'n persoon dit sê, dit beteken hy het nog nie daai persoon wat hom seer gemaak het, vergewe nie. Of daai persone. En as jy, wat sê God se woord vir jou? As ek jou nie vergewe, as jy iets aan my gedoen, hoe kan ek verwag God moet my vergewe? Jy weet, Ja, dit kom weer terug na die liggaam van Jesus. Ja. Ek wil net sê, die Onse Vader, die heel eerste woordjie sê ons. Ja. Dit spreek boekdele. Amen. Ek wil vir u sê baie dankie met die saamkuier. Daan gesels so lekker en ek dink uit homself hoe sê die Engelsman, gesurprise vanmôre. Dat hy het nie gedink hy gaan so baie gesels vanmôre. Maar ek wil vir u sê baie dankie vir die saamkuier, baie dankie vir die saambid, baie dankie vir die terugvoering. Ek gaan u nou groet tot volgende keer. Ons gaan vandaan vra om vir ons af te sluit met 'n gebed. Ek sê vir u, die Here seën u. Totsiens. Sluit ons af. Ja, Onse Vader wat in die hemel is, Dankie, Here. laat u naam geëer word. Here, Ja, Here. deur ons lewens, deur wat ons sê en wat ons doen en praat, u eer is heel bo aan die lys. Halleluja. Here, en daar waar u eer kry, daar kom u koninkryk hier op die aarde soos dit is in die hemel. Halleluja. En daar word u wil geskied, Here, Dankie. soos dit is in die hemel hier op die aarde. Dankie vir dat as ons in die koninkryk is, dan gee u vir ons daaglikse brood. Amen. Here, en help ons om die te vergewe wat teen ons sondig, soos wat u ons vergewe het, Here. Ja, Here. En lei ons nie in die versoeking nie, by Vader. Daar's versoekings daar buite, Ja. wat daagliks oor ons pad kom. Maar verlos ons van die bose. Ja, Here. Here, want aan u behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. O Jesus, doen dit weer. O Jesus, doen dit weer. Ja, hierdie geslag moet erken dat U regeer. Seun van God.